Vandag doen ons 'n eksamenvraag uit die November 2022 vraestel van Gauteng. Die volgende is vir ons gegee. Die skets hieronder toon die grafiek van f van x is gelyk aan a tot die mag x minus 3 en g van x is gelyk aan minus 4 op x minus 4. A, die punt minus 2, 6, daar is hy, is 'n punt op die grafiek van f en B is op die grafiek van G. C is die x-afsnit van albei grafieke. Nou, vir 'n begin wil ek graag die vergelykings neerskryf. F van x is gelyk aan a tot die mag x minus 3, en hier is my grafiek van f, en g van x is gelyk aan minus 4 op x minus 4. En hier is my grafiek van G. En dan albei van hulle gaan deur C op die x-as. Nou kom ons kyk net 'n bietjie na die grafieke. F is 'n eksponensiële grafiek. Ons weet van 'n eksponensiële grafiek, dit sy vorm so, hy kan, kom ons teken dit vinnig nou uit vir jy, hy kan so lyk of so lyk, nee. En ons kan hom op of af beweeg het. En as ons hom op of af beweeg het, skuif ons asymptoot. Normaalweg sou ons asymptoot hier op die x-as wees, maar omdat die grafiek afbeweeg het met 3 eenhede, gaan my asymptoot vir f hier wees. By y is gelyk aan minus 3. So dit is die asymptoot van f. En vir f weet ons, dis altyd gedefinieer vir alle reële getalle, want dit is so vir alle eksponensiële funksies. Kyk ons na g, dan sien ons dat dit 'n hiperbool is, want hulle deel deur x. En 'n hiperbool het ook 'n asymptoot. Trouwens, 'n hiperbool het 'n horisontale asymptoot en 'n vertikale asymptoot. Kom ons kyk net 'n bietjie. Hier is die horisontale asymptoot van die hiperbool. Dit is die lyn y gelyk aan minus 4, omdat hulle minus 4 afbeweeg het, en dan het hy ook 'n vertikale asymptoot hier op die y-as, en diese vergelyking is x is gelyk aan 0. So ons moet nie vergeet dat 'n hiperbool 2 asymptote het nie. En dan verder het 'n hiperbool 2 bene. So as ek hier 'n grafiek het, dan moet ek hier ook 'n ander deel hê. En dat hulle dit nie geteken het nie, beteken vir my dat hulle my definisieversameling beperk het vir die hiperbool. So hulle het die hele hiperbool net geteken vir x'e wat negatief is. Nou kom ons kyk na die vraag. Maar eers wil ek net hierdie uit die pad skuif, sodat ons die vraag kan opbring. Goed, skryf die volgende neer, die definisieversameling van f. Nou ja, ek het nou net gesê, f is hier die eksponensiële grafiek, en vir 'n eksponensiële grafiek is die definisieversameling altyd al die reële x'e. 4.1.2 bepaal die waardeversameling van G. Nou ja, as jy na die grafiek gaan van G kyk, hier is hy, daai een. Die hele grafiek is die hele tyd bokant hier die asymptoot, so die y-waardes is die hele tyd groter as minus 4. So y is 'n reële getal, en y is groter as minus 4. Vraag 4.1.3
Bepaal die vergelyking van die asymptoot van f. Nou ja, f is eksponensieel, dit het net 'n horisontale asymptoot en dit is die lyn y gelyk aan minus 3. Goed, kom ons gaan na die volgende vraag toe. 4.2. Toon aan dat die waarde van a gelyk is aan 3 tot die mag min 1. Nou ja, waar kry ons a? Hier, daar. Dis deel van die eksponensiële grafiek. So vir my eksponensiële grafiek kan ek maar neerskryf y is gelyk aan a tot die mag x minus 3. En dan het ek net een onbekende, dit is my a. Onthou, x en y is nie onbekendes nie, dis die koördinate van punte wat op die grafiek lê. So ons het die punt a op die grafiek, en a is die punt minus 2, 6. Dit beteken x is minus 2 wanneer y 6 is, so ek kan dit maar invervang. 6 is gelyk aan a tot die mag minus 2 minus 3. Dit gee vir my 9 is gelyk aan a tot die mag minus 2, want as ek van hierdie min 3 ontsla raak, tel ek dit aan albei kante by. Nou ja, a tot die mag min 2 beteken maar 1 op a kwadraat, nee. En daarie is maar 3 kwadraat, so as ek vierkantswortel trek, kry ek 3 is gelyk aan 1 op a, en dan is a gelyk aan 1 op 3, want hierdie is 3 op 1, en as ek hulle albei omruil, dan kry ek a is 1 op 3, wat wel 3 tot die mag min 1 is, soos wat hulle vir my gevra het, om aan te dui. So ek kan nou hierdie funksie, hierdie vergelyking van x, van f, 'n bietjie gaan vervang. In die plek van die a, gaan ek my 3 tot die mag min 1, of 'n derde, ek dink 'n derde, is wat ek gaan gebruik. So daar het ek die vergelyking van f. 4.3. Bepaal die koördinate van c. Nou ja, ek is besig om so bietjie uit plek uit te hardloop, so kom ons maak so, en ek wil hier 'n bietjie uitvee, so 'n groter uitveer vat, dat sy, selfs hierdie kan ek maar uitvee. Goed, en dan skuif ons dit net 'n bietjie op. Nou ja, ons het nou gesê, dat a gelyk is aan 'n derde, dit het ons reeds gedoen. Nou bepaal die koördinate van c. Nou c is die x-afsnit. So vraag 4.2. c is die x-afsnit. So, vir die x-afsnit weet ek dat y gelyk aan 0 is. Nou, jy kan enige een van die twee funksies gebruik, want c lê op albei. Ek gaan nou maar die funksie van g gebruik, dan kry ek y is gelyk aan minus 4 op x minus 4, en as ek y gelyk aan 0 maak, en dan kan ek die 4 oorvat, en ek kry dit vermenigvuldig met die x, gee vir my 4x is gelyk aan min 4, so x is gelyk aan min 1. En dan die koördinate van die punt C is min 1 en 0. Daar sy. Kom ons sit dit net ook hier op my grafiek, in geval ek dit nou weer nodig kry. Vraag 4.4. Vraag 4.4 sê, skryf die waardes van x neer, sodat g van x
groter is as f van x. Nou, dit beteken letterlik dat die grafiek van G bokant die grafiek van f moet lê. Dit is waar die y-waardes word al hoe groter en hierdie is y-waardes, hoe verder jy opgaan. Nou, waar gebeur dit? Hier, daar. Wat ek net sien, G met die groter een wees, so daar is G, en hy is baie definitief bokant. Kyk hier, daar is F. G is definitief bokant F, en hy is definitief bokant F, vir daai hele gedeelte wat ek nou gehighlight het. Maar, ons moet nie vergeet, dat G 'n vertikale asymptoot het nie. So dit is nie net die waardes groter as -1 nie, ek moet stop voor ek by 0 kom, so my x-waardes gaan tussen -1 en 0 lê. En nie een van hulle is ingesluit nie, die -1 is uitgesluit, omdat die twee daar gelyk is, en die 0 is uitgesluit, omdat dit 'n asymptoot is vir die hiperboliese funksie, vir die funksie G. Reg, dit was nou vraag 4.4. Kom ons maak weer skoon, dan gaan ons na vraag 4.5 toe. Daar is 4.5, eintlik kan ek hierdie uit die pad uitskryf, net sodat ek meer plek hier het. 4.5 sê bepaal die vergelykheid van die reguitlyn deur A en C. So daardie lyn is nie geteken nie, maar ek kan 'n reguitlyn deur enige twee punte trek. Myne is nie deur A en C nie, ek gaan maar kyk of ek dit kan opskuif. Is 'n bietjie moeilik hoor. Nee, kom ons vergeet van daai lyn. Ek gaan hom nie met, nou kry ek hom nie eers weg nie, daar's hy. Ek gaan hom nie met 'n reguitlyn trek nie, ek sal hom sommer vryhand trek, so dis 'n lyn deur A en C, is 'n reguitlyn wat so tipe iets lyk. So vir 'n reguitlyn weet ons dat y gelyk is aan mx plus c, en ons kan die helling uitwerk deur te sê y van A minus y van C gedeel deur x van A minus x van C. So die y-koördinaat van A is 6 en die y-koördinaat hier by C is 0. Die x-koördinaat van A is minus 2 en die x-koördinaat van C is minus 1. So dit gee vir my 6 gedeel deur 2, minus 2 plus 1 is min 1. So die helling is gelyk aan minus 6. So nou weet ek, y is gelyk aan minus 6x plus c, en dan kan ek maar enige punt in vervang. Ek gaan die punt C kies, wat minus 1, 0 is, dan kry ek 0 is gelyk aan minus 6x, en x se waarde is minus 1, plus C. Goed, minus 1 minus 6 is plus 6, as ek het ander kant toe vat, is dit minus 6, daarom is y gelyk aan minus 6x minus 6. Vraag 4.5.2. Die symmetrie as
van G, en G is hierdie hyperbool, met 'n negatiewe gradiënt. Nou as jy na 'n simmetrieas kyk, voor ek daarna kyk, kom ons maak net 'n bietjie skoon. Vat 'n groter uitveer. Daar sy 'n simmetrieas van 'n hyperbool. 'n Hyperbool het altyd 2 simmetrieasse. En dit gaan altyd deur die punt, die 2 asse kruis, daar waar die 2 asymptote mekaar kruis. So, dit gaan 'n helling hê van +1, soos dit ongeveer, of 'n helling hê van -1, wat so lyk. So die helling van hierdie een is positief 1 en die helling van daardie een is negatief 1. Maar hulle wil 'n simmetrieas hê met 'n negatiewe gradiënt. So dit gaan wees 4.5.2. Y is gelyk aan minus, omdat die helling -1 is. So dis y is gelyk aan mx. Skryf dit maar, y is gelyk aan mx plus c, né? Nou weet ons die helling is -1 en c is die y-afsnit, en omdat hierdie asymptoot op -4 lê, y is gelyk aan -4 daar, is die y-afsnit -4. Goed, so daardie is my antwoord. Dan vraag 4.6. Vraag 4.6 sê, as AB 'n horisontale lyn is, so daar's die lyn AB, dit is 'n horisontale lyn. So, dis 'n horisontale lyn beteken dat die y-koördinaat nooit gaan verander nie. So hier by B, ek weet nie wat die x-koördinaat is nie, maar ek weet die y-koördinaat gaan nog steeds 6 wees. Kom ons sê maar dis x van B. Goed, as AB 'n horisontale lyn is, bereken die lengte van AB. So ek kan sien as ek net die x-koördinaat van B ook ken, dan gaan die lengte, daar is 'n horisontale lengte, so dit sal net die grootste waarde minus die kleinste waarde wees. En ek weet dat B hier op my hyperbool lê. So ek weet vir die punt B gaan ek hê dat y is gelyk aan -4 op x minus 4. In die y se plek kan ek my 6 skryf. Onthou julle, B is die punt x koördinaat van B en 6. So 6 in die y se plek. En x koördinaat van B vir x, en as ek nou hierdie -4 oorvat, soontoe, dan tel ek eintlik 4 aan albei kante by, so ek kry 10 is gelyk aan 4 op x op B, en dit beteken, ek gaan maar hier aangaan, en dit beteken 10 maal die x-koördinaat van B is 4, so die x-koördinaat van B is 4 gedeel deur 10, wat 0,4 is. So, as ek nou weet, hierdie is by 0,4. Iets is fout, want dit moet negatief wees. Ja, daar het ek min verkeerd gemaak. So, -4 is nog steeds, daar sy, ag, dit is baie belangrik dat 'n mens altyd kyk of jou antwoord sin maak. Nou is myne reg, ek sien hier dat my x-koördinaat minus 0,4 is, en my x-koördinaat daar is minus 2, so die lengte van AB gaan wees minus 0,4 minus 2, wat gelyk is aan minus 0,4 plus 2, so dit is 1,9.
6.